Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons aan die einde van nog 'n week gekom het. Ons dank die Here vir sy instandhoudende genade. Ons dank die Here dat hy vir ons deur nog 'n onbekende nag gedra het en dat ons vanmôre ook vars en veilig kon opstaan om die nuwe dag in sy naam tegemoet te kan gaan. Nou vanmôre gaan ons 'n mondvol hanteer. Jy Spreuke 19 vers 13 tot 19. Ons gaan 'n bietjie kyk na 'n dwaase seun, die gekuif van 'n vrou, die verstandige vrou, luiheid en om jou lewe te bewaar. So kom ons val dadelik weg. Ons kom by vers 13, daar staan, 'n dwaase seun is 'n ramp vir sy vader, en die gekuif van 'n vrou is 'n aanhoudende gedrup. Een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, 'n dwaase seun is sy vader se ondergang. Die gekuif van 'n vrou is soos die gedrup uit 'n dak wat lek. Nou vriende, in die jare van my bediening het ek by hoeveel ouers al gesit en die trane in hulle oë gesien en die hartseer en wat hulle openbaar in hulle gesprekke deur seuns en dogters wat die Here nie dien nie. Dwaase kinders, kinders wat die pad van sonde gekies het en buiteegtelik swanger geraak het en wat in dwelms en in drank vasgevang is, oneerlike besigheid, van hulle sit in die tronk en vriende, die hartseer hoe hierdie dwaase kinders 'n effek het op hulle ouers se gesondheid, op hulle siege, op hulle emosies en op al hierdie gepaardgaande dinge. Daarom is dit belangrik dat ons vir die Here sal vra, dat ons wyse kinders sal wees, seuns en dogters van die Here, wat die Here liefhet, ons ouers eer, ons eer daarin stel, om ons ouers vreugde en blydskap te verskaf. Want die Bybel sê vir ons, 'n wyse seun is vir sy vader 'n blydskap en 'n eer. Daarom pleit ek by jou, dat jy jou weg sal bekyk vanmôre en sal omdraai indien nodig. As jy vanmôre vir jou pa en vir jou ma 'n hartseer is, iemand wat hulle baie trane besorg, draai om van jou verkeerde weg, bekeer jy tot die Here, sodat daar vreugde en veiligheid ook in jou lewe kan kom. Die B-gedeelte sê vir ons, die gekuif van 'n vrou is soos die gedrup van 'n kraan, soos die gedrup van 'n dak wat lek. En ons almal weet vriende, hoe klink 'n kraan wat drup of 'n dak wat lek. Dis so irriterend. Jy spring naderhand op en jy dink by jouself, hoe kan ek hierdie gedrup laat ophou? En die Bybel waarsku vanmôre ons vroutjies. En dit kan miskien na die mans toe ook oorgaan. Maar as jy vanmôre iemand is wat kuif, wat heeltyd praat en heeltyd 'n opinie lewer en heeltyd nek en jy praat baie maar jy sê niks, jy het oor almal 'n eiertjie te lê, wil ek jou vra dat jy daarmee sal ophou. Weereens kom dit neer na die woorde. Iemand wat heeltyd praat en niks sê nie, is iemand wat soos die gekuif van hierdie vrou is. Dis soos 'n kraan wat drup. Dis soos 'n dak wat lek. Dis irriterend. Dit frustreer mense. Dit bring geen opbouende inset in hulle lewe nie. Daarom pleit ek by jou. As jy vanmôre so 'n vrou is in die huis en jy maak jou man moedeloos en jy maak jou kinders moedeloos, stop met jou sonde. Maar dis wat God sê wat dit is. Dis sonde. Dit bring vernietiging. En nou net die volgende vers gee vir ons die antwoord. Die Bybel sê, huis en goed is 'n erfenis van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van die Here. Dis so pragtig toe ek dit lees, dat die vers 13 vir ons sê van die vrou wat heeltyd kuif en dat dit 'n aanhoudende gedrup is, en dan net die lafenis in die volgende vers. In die volgende vers sê, van sy ouers kan iemand 'n huis en besittings erwe, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Dit is so, dat ons baie keer vir ons kinders sekere besittings nalat. En as jy dit kan doen vir jou kinders, dank die Here daarvoor. Baie het nie die voorreg om iets te erf van hulle ouers nie. Maar as jy dit erf, dank die Here, maar hoor wat sê die Bybel. 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Ek dank die Here vir my geskenk wat ek ontvang het. 'n verstandige vrou, 'n liefdevolle vrou, 'n sagmoedige en lankmoedige vrou, 'n vrou wat ek na opkyk en ek leer dikwels by haar hoe om die pad saam met die Here te stap. Ek pleit dat jy so vrou sal wees, dat jy 'n geskenk vir jou man sal wees, dat jy nie iemand sal wees wat deur jou gekuif en aanhoudende gepraat om moedeloos sal maak nie, maar dat jy deur jou sagte gees, soos Petrus ons leer, jou man en jou kinders sal versorg. Hulle sal trek na die Here Jesus, en dat jy ook ander vroue sal trek deur jou voorbeeld na die Here Jesus Christus toe. Wat 'n wonderlike geskenk wanneer ons 'n vrou kry wat die Here liefhet, wat die Here dien en eer. Die volgende vers, luiheid laat in 'n diep slaap val en een wat traag is, moet honger ly. Hier gaan dit weer oor luiheid, ek gaan nie veel daaroor sê nie, omdat ons al heel wat daaroor gepraat het in die gedeeltes wat verby is. Spreuke 6 in besonder gaan oor die luiaard en die muur, waarna toe die luiaard moet gaan om wys te word. Maar wat hier die vers
sê en wat vir my nogal getref het. Die Bybel sê vir ons, as jy lui is, vir jy slaap, en as jy traag is, moet jy honger ly. Jy sien, dis 'n noodwendige gevolg. Jy kan nie lui wees en dan versadig word nie. Daarom moet ons nie lui mense akkommodeer nie. Ons sal later, as ons kom by vers 17, bietjie teruggaan na vers 15 toe, om net vir u die balans te gee. Maar moenie 'n lui mens wees nie, want daar is 'n direkte gevolg op luiheid, en die Bybel sê, hulle moet honger ly. Vers 16, wie die gebod hou, bewaar sy lewe. Hy wat sy weë nie ag nie, sal sterwe. Vriende, ek dink hierdie vers is redelik voor die hand liggend. As ons die verordeninge en gebooie van die Here hou, bewaar ons lewe. Ons bewaar ons lewe van hartseer, van pyn, van smart, van verkeerde besluite, van langdurige gevolge op ons besluite. Die Bybel sê, wat sy weë nie ag nie, sal sterwe. Weereens die gedagte van om impulsief op te tree, om, soos wat die woord vir ons sê in Spreuke 19 vers 2, hy wat haastig is met die voete, trap mis. As ons nie ag gee op ons weë nie, sal ons sterwe. En dan beteken dit nie dat ons noodwendig net op aarde sal sterwe nie, want dit is dit ingesluit, maar dit praat ook van die ewige sterwe, verwydering van God, dat ons by hom sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Dit sluit albei in, en daarom belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien. En nou vers 17, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Vriende, ek het vir u gesê, ons moet nou weer teruggaan na vers 15 toe, om net die balans te kry, want vers 15 sê, luiheid laat in 'n diep slaap val, en een wat traag is moet honger ly. Vers 17 sê, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Jy moet onthou, lui mense is baie keer arme mense, en ons kan nie hulle versorg nie. Dis nie wat die Here vir ons sê nie. Ek het vir u gesê, in die didagai staan dit, dat ons almoes moet 'n hand moet vashou wat redelik styf is, ons hand moet begin sweet, moet ons almoes daarin, sodat ons nie aan lui mense uitdeel wat ons deur harde werk verwerf het nie. So as ons aan 'n arme mens leen, ons ontferm oor 'n ander arme mens, dan is dit iemand wat armoede het oor miskien siekte, miskien is daar werkloosheid, miskien is daar ouderdom wat ingetree het. Dis mense wat nie het nie, en dis nie hulle skuld dat hulle nie het nie. Hulle het miskien verloor deur 'n besluit of twee, miskien kinders wat hulle geruïneer het. Die Bybel sê, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hoor nou, die Here sal hom sy weldaad vergelde. Daarom vra ek die Here altyd vir wysheid, wanneer dit kom by hierdie welsynswerk wat ons doen, of weldadigheid wat ons bewys, of liefdadigheid wat ons bewys. Ek vra altyd vir die Here vir wysheid, dat ek nie lui mense sal subsidieer in hulle luiheid nie, maar dat ek ook nie hart van hart sal wees deur arme mense te sien, en dan weg te hou wat ek eintlik vir hulle kan gee nie. Daarom het ons wysheid van die Here nodig, en die Heilige Gees begelei ons deur die waarheid van die woord in hierdie sake, om God dan ook so te verheerlik. Daarom vra die Here vir wysheid, en dank die Here wanneer jy kan gee vir die arme. Eer die Here as jy hulle kan versorg, as jy hulle kan help in hulle tye van nood. Weet dat die Here jou die weldaad sal vergelde. Vers 18, tugtig jou seun, want daar is hoop, maar laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie. Ek het onlangs met 'n man en vrou gepraat wat by 'n welsynsorganisasie werk, en hy sê vir my, hy dink is 'n goeie ding dat hulle die tugtiging in die huis basies opgeskort het, dat ouers nie meer hulle kinders kan tugtig nie. Ek sê vir hom, dit is 'n verkeerde ding wat hulle gedoen het. Daar is ouers wat hulle vergryp, vriende, aan hulle mag en aan hulle autoriteit. Hulle brand hulle kinders met sigaretstompies, hulle slaan hulle met 'n elektriese koord, en hulle doen allerhande wrede goed aan hy kinders. En ek sê, sulke ouers moet in die tronk gewerp word. Hulle moet dag en nag gepynig word met dieselfde pyniging wat hulle gegee het vir hulle kinders. Maar die Bybel kom hier en hy sê, as ons seun tugtig, die liefdevolle tugtiging van 'n pa en 'n ma om hulle kind te korrigeer, sê die Bybel, dan is daar hoop vir die kind. Dan leer die kind, daar is gevolge vir verkeerde dade. En daai gevolge is dikwels pyn, wat saam met die verkeerde dade saamgaan. Dis is iemand wat sy hand op 'n warm plaas sit, en hy gaan dit nie weer doen nie, want hy weet dit is seer. Daar is gevolge, en soms is hierdie tugtiging, vriende, dan juist die hoop vir die kind, om sy siel te red van die dood. Die Bybel sê, maar laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie. Met ander woorde, moet nooit jou kind slaan uit woede, of uit aggressie, of omdat jy jou krag wil openbaar, en jou siel, jou stempel wil afdruk nie. Mag die Here ons behoed, en bewaar dat ons daardie kind slaan,
uit woede en uit frustrasie. Mag ons die Here genade vra, dat ons kinders sal tugtig met die liefde van die Here, want daar is hoop in tugtiging, liefdevolle tugtiging, bring hoop vir daardie kind, dit bring korreksie, dit bring 'n pad van heiligheid, sodat hy ook die Here daarin kan verheerlik. En dan vers 19 sluit aan, by 18, ek sluit af, hy wat groot van woede is, sal die straf dra, want as jy wil red, dan maak jy dit nog erger. Nou vriende, ek hoef nie veel daaroor te sê nie, want u weet en ek weet, hoe mense wat gou humeurig raak en eintlik in woede uitbars, hoeveel hartseer hulle oor hulle lewe en oor ander mense se lewens bring. En die Bybel sê, as 'n mens hulle wil reghelp, maak jy dit erger, want hulle dink altyd hulle word te nagekom. Daarom pleit ek by jou dat jy nie iemand sal wees wat humeurig is en vinnig jou humeur sal verloor en in woede sal uitbars en mense van jou wegstoot nie. Mag die Here genade gee dat ons in die liefde van die Here sal wandel. Onthou, ek praat met kinders van die Here, ek praat met weergeborenes. As jy vanmôre die Here nie ken nie en jy is iemand wat woede uitbarstings het en gereeld woede uitbarstings het en mense van jou wegdryf, bekeer jou tot die Here. Die Here sê, hy kan ook hierdie sonde vir jou vergewe en jou lei op hierdie weg van nederigheid en liefde en sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy vanmôre 'n kind van die Here is en jy stoei met hierdie saak, vat dit na die kruis, dat jy vrede en blydskap by die Here kan ontvang en saam met ander mense kan saamleef om God te verheerlik in hierdie liefde wat die Here vir julle gee. Die lankmoedigheid, die vriendelikheid, die sagmoedigheid en die selfbeheersing. Mag God ons genade gee, vriende, dat ons hierdie waarhede kan besef, want as ons kinders van die Here sê die Bybel is ons nuwe skepsele. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ons word nie volmaak nie, nee, maar ons sterf elke dag aan onsself. Ons neem ons kruis op en ons volg die Here om hom te verheerlik en ook om 'n vreugde te bring vir mense om ons. Mag die Here geëer word in dit wat ons doen, wat ons sê en hoe ons optree, mag ons sy heilige naam verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder.